Goeienaand en welkom by ons eerste Pinksteroordenking vir ons Pinksterweek. Ons tema hierdie jaar vir hierdie Pinkster is van glorie na gees, God se invluistering vir sy kinders. Ons het nou tydens lydenstyd het ons van krib tot kruis gehad en met Paasfees het ons toe die tema gehad van graf tot glorie en dit het ons gevier op Paasfees met die opstanding Sondag, Jesus is uit die graf. En dan ook met sy hemelvaart, 40 dae later, waar ons dan Jesus se verheerliking gevier het. En Pinkster breek aan 10 dae na hemelvaart, dan is dit Pinkster. Pinkster kom van die Griekse woord Pentekoste af, wat 50 beteken. En as ons nou alles gaan saamtel, dan sal ons sien dat ons Pinkster vier 50 dae nadat ons Paasfees gevier het. En dit het ons ook hierdie afgelope Sondag ook oordink met die teks uit Handelinge 1 vers 1 tot 5 en ook 6 tot 11. Maar hierdie week berei ons voor om Pinkster te vier. Ons weet Pinkster is die viering van die uitstorting van die Heilige Gees, maar ons weet ook dat ons al reeds die Heilige Gees ontvang het. So daarom is dit vir ons ook 'n feesdag. Ons vier fees omdat ons weet die Here is altyd by ons en dat die Heilige Gees ons rig en ons lei en by ons is. En daarom vier ons hierdie besonderse Pinksterfees. Tydens hierdie fees dink ons terug aan die gebeure van Handelinge 2 en ons vier dat ons net soos die disippels die Heilige Gees ontvang. Ons sal dikwels aan hierdie dag ook dink as die geboortedag van die kerk, omdat ons weet dat Christus ons deel maak van sy liggaam en dat deur die kragvolle werking van die Heilige Gees kan ons as gemeente so by mekaar kom. Ons is dan afwagtend op die Gees, nie in die sin van dat ons die Heilige Gees nog moet ontvang nie, maar ons is afwagtend om te luister na die Gees. Ons wag op die Gees, nie omdat God ver is nie, maar juis omdat God so naby is, dat ons wil wag, ons wil stil en rustig raak en luister na die Gees en hoe die Gees ons lei. Ons bid en vra dan ook gedurende hierdie week dat Christus die kerk of dat die Heilige Gees die kerk en ons sal nuut maak. Ons sal vernuwe, ons weer sal roep, want dit is ook die Heilige Gees wat ons uitstuur om ons roeping te gaan uitleef. Kom ons word vir 'n oomblik net so saam rustig in die teenwoordigheid van die Here. As gelowiges het ons baie aktiewe maniere om te leef saam met God. Ons lees Bybel, ons gaan kerk doen, ons het aksies van barmhartigheid. Maar ek dink een van die mees aktiewe dinge wat ons kan doen, wat partykeer vir ons baie moeilik is om vir 'n oomblik stil te bly, om op te hou praat, om te wag op God en te luister na die Gees. Kom ons word vir 'n oomblik so saam stil in die teenwoordigheid van die Here. Here, ek wil kom stil word hier aan U voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vra voor U kom lê. Amen. Vanaand dink ons na oor hoe God se stem ons op die roete hou. Nou ons kan dadelik vra nou watse roete is dit waarvan ons praat. En dan moet ons onthou dat die roete word reeds vir ons aangewys. In Handelinge 1 lees ons dat God ons ook stuur, dat Jesus Christus ons uitstuur om te gaan getuig van die wonderlike evangelie. So ons is gestuurdes, ons weet ons roete is om die wil van God na te kom, en die wil van God is dat ek en jy leef tot eer van God. So dit is nie iets wat ons met iewers se diep gaan uitkrap nie, dit is heel eenvoudig, leef tot eer van God. Maar natuurlik is daar baie dinge wat dikwels in ons pad staan, wat ons keer om op hierdie roete te bly. Daarom wil ons vandag ook daarop fokus, want dit is God se roepstem, wat ons terugroep na die pad wat God wil hê ons moet stap. So hoe klink God se stem? As ons dan praat oor God se stem, dan weet ons praat daaroor
omdat ons met God wil kommunikeer. En ons weet, God praat met ons. Maar ons het ook vrae, soos, hoe weet ek dit is God wat met my praat? Hoe klink God se stem? En ek het aan 2 gedeeltes gedink vir vandag. En die eerste gedeelte waaruit ons gaan lees, is 1 Konings 19 vanaf vers 7. Hier lees ons oor die profeet Elia. En ons lees hier, maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak, dis nou Elia, en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy het vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het die verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind, wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. En die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, en die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar vuur, en die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel bedek. Hy het uitgegaan en by die ingang van die grot gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir hom vra, wat maak jy hier, Elia? Ons lees net tot sover. Ons sien dat Elia het nadat hy met die Baalpriesters, of nadat hy die Baalpriesters doodgemaak het, moes hy gevlug het vir die Sebel. En ons sien ook dat hy eintlik maar moedeloos was op hierdie roete. In vers 4 en vers 5 dan lees ons dat hy sit onder hierdie besembos en hy wil eintlik sterf. Maar die engele sorg vir hom en dan gaan hy ook by die berg op om met die Here te praat. En het julle dit ook gehoor dat die engel vir hom sê, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Ek dink baie keer het ons ook al so gevoel, dat die reis, die roete is veel eisend, dis net te veel. Maar dan sê dit ook in vers 8, hy het toe, met die krag van daardie voedsel wat die engele vir hom gegee het hy dit gemaak, het hy geloop tot by die berg Horeb, die berg van God. En so kom Elia dan by die berg, en hy hoor die stem van God. Nou klink God se stem. Ons lees dit hier, dat daar 'n geweldige sterk wind was. En dan lees ons, daar was 'n aardbewing. En dan lees ons, daar is vuur. En miskien is dit hoe baie van ons die Here se stem verwag, dat dit kom in hierdie groot, massiewe tekens. Tekens wat ons eintlik bang maak. Want geweldige sterk wind het ons ook die afgelope tyd beleef in baie plekke van die land waar wind en weer en reën regtig mense se huise en geboue verwoes het. So dit is verwoestende weeromstandighede. 'n Aardbewing, dit is nie iets wat ons wil beleef nie. En die vuur, dit is ook verterend, nê? Maar dan lees ons dat na al daai goed wat ons bang maak, was daar 'n sagte gesuis. En dit is vir my treffend dat die Here nie praat deur een van daai goed wat ons bang maak nie. Dit is nogals belangrik, dat sodra iets ons bang maak, dan dink ek nie dit is die stem van die Here nie. Want dink maar aan Maria, aan Elisabeth. Wanneer die Here in die Nuwe Testament met daai vrouens praat, is die woorde wat hy ook aan hulle sê is, moenie bang wees nie. En ek dink, dit staan vir my baie uit, om te onthou, dat as ek God se stem hoor, is dit nie iets wat my bang maak nie. En dan natuurlik wat vir my verder uitstaan, is die sagte gesuis. Nou in Hebreëus word dit letterlik vertaal eintlik as stil en fyn. Dit is vir my verskriklik mooi. Dit is 'n stil en fyn handeling wat gebeur.
sagte gesuis, of natuurlik dan 'n fluistering, 'n inkluistering, soos wat ons tema op vir vandag is. Nou daardie woord stil is nie 'n leë aksie nie, dis nie 'n leë stilte nie. Dis eintlik 'n stilte gevul met die kalmte wat van God afkom. En dit lees ons natuurlik in Psalm 107 en die baie bekende gedeelte van Jesus wat die storm stil maak. Dit is nie die afwesigheid van God nie. Dit is eintlik die beklemtoning van God se teenwoordigheid. Hierdie stilte wat gepaard gaan met die teenwoordigheid van God, maak ons as gelowiges eintlik soveel meer bewus van God se teenwoordigheid. En daarom in die Bybel lees ons baie keer dat hierdie stilte is letterlik en ook figuurlik. Dis letterlik soos wanneer Jesus die storm kalmeer, maar dis ook figuurlik wanneer ons as gelowiges in ons binneste stil word om te luister na die stem van God. En daarom is hierdie stilte is nie net die afwesigheid van geraas of lawaai of geluide nie, maar is eintlik gevul, dit is gelaai met die Here wat God self openbaar in hierdie stilte. En ek dink by Horeb het Elia verwag dat God in hierdie dramatisheid van die wind en die vuur en die aardbewing gaan wees. Miskien het hy gedink, weet aan Sinai van toe Moses die Here so ervaar het. Maar hier ervaar die profeet die openbaring van God in die stilte. En die teksgedeelte herinner ons dan ook daaraan dat wanneer God self van ons openbaar, met ander woorde wanneer God met ons praat, wanneer ons God se stem hoor, dan gaan dit ook oor ons menslike verwagtings. Want God praat met soewereiniteit. God praat met 'n sterkte en 'n krag wat bo ons begrip en verstand gaan. En daardie krag en daardie sterkte maak ons nie bang nie, maar dit maak ons harte soveel meer bewus daarvan dat ons in die teenwoordigheid van 'n almagtige God is. En daarom is hierdie stilte ook 'n heilige stilte. Dit is 'n heilige stilte want God is besig om te praat. Dit konfronteer so bietjie waarmee jy besig is. Dit vra jou so bietjie oor die is jy besig met die regte goed in jou hart, in jou gedagtes? Dit lei jou terug na die Here toe, sodat jy miskien kan weggaan van jou eie idees oor wie God is en oor wat jou doel in die lewe is. En van vooraf met hierdie goddelike of in hierdie goddelike stilheid en stilte kan kom rus by die voete van die Here. Dink maar aan Jesus wat gesê het, kom na my toe, ek gee jou rus. Maar hy sê ook, kom leer by my. Kom leer by my, maar ook in daardie stilte. En dan gaan die teks verder en sê, daardie stilte is ook fyn, of dit is 'n sagte gesuis, dit is 'n fluistering. Weet julle dat daardie fluistering, daardie fynheid, dit word ook gebruik om die manna te beskryf in Eksodus 16. Dit was vir my verskriklik mooi om dit te besef, dat dit is 'n teken ook van God se voorsienigheid en God se genade. God sorg vir ons, maar God het die volk ook in Eksodus versorg met iets wat die wêreld dalk mag gedink het, dit is insignificant. Dit is te klein, dit is onbelangrik, want hulle kon dit ook mos nou net 'n dag hou, jy weet, jy kon jou manna net vir die dag ook gebruik, jy kon dit nie spaar of so nie. Herinner my ook aan, jy weet, Here, gee ons vandag ons daaglikse brood, maar die Here voorsien vir ons, partykeer lyk dit ook net anderste. Elia hoor hierdie stil, fyn stem, wat ons daaraan herinner, dat die Here
met ons kommunikeer deur 'n sagtheid. Die Engelse woord is gentleness. Deur 'n sagtheid. Wanneer die Here God self aan ons openbaar en die Here wys vir ons wie God is wanneer God met ons praat, dan kom dit nie net in die dramatiese ervarings, net wanneer ons krisistye het, en dit is wonderwerke nie, want dit gebeur, ja, natuurlik, maar dit kom ook, die openbaring van die Here kom ook, in 'n stille intimiteit met God, in die alledaagse, wanneer ons harte stil maak in die teenwoordigheid van die Here, en ons net na God kom luister. So ek wil jou vra, het jy tye gedurende die dag waar jy stil word? Of is daar goed wat jou keer om stil te word? Miskien wil jy dit bietjie neerskryf en net met die Here daaroor praat. Maar op watter roete hou die stem van God vir Elia? Elia kom, en hy kom met sy alleenheid voor God. Hy kom eintlik met sy moedeloosheid, want hy sê, in ons teksgedeelte lees ons, hy sê, Here, ek het my volle ywer getoon, maar ek het alleen oorgebly, en nou wil die mense hom nog doodmaak ook. Hoeveel keer het ons ook nie maar so gekom nie, op 'n plek waar ons vir die Here sê, Here, sjoe, dit voel nou vir my genoeg. Ek kan nie nou nog aangaan nie, ek weet nie eintlik eers meer in watter rigting ek moet gaan nie. Dit voel net vir my te veel, Here, my hande voel eintlik te vol, my hart voel te vol, ek moet veel goed saam met my dra, ek hou te veel goed vas, Here, die las voel te groot. En toe Elia die Here se stem gehoor het, en Elia praat weer in vers 14, en hy praat met die Here, dan kom die Here in vers 15, en die Here antwoord, toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn na Damaskus. En dan gaan die Here aan en vertel vir Elia wat om te doen. Maar dit is vir my so treffend dat die Here sê, gaan terug op jou pad. Gaan terug op jou pad. Ek bid baie keer, dan bid ek en vra, Here, mag hierdie moeilike ding verby my gaan. Maar as dit nie kan nie, Here, verander my hart, sodat ek kan teruggaan met dit toe, Here, maar dat die Gees deur my kan praat, dat die Gees deur my kan werk, dat ek dit nie self probeer oplos nie. Want wanneer ons bid en vra dat God ons moet help om op die pad te bly, en wanneer God vir ons sê, kom terug na jou pad toe, dan moet ons ook bereid wees om oor te gee. Dan moet ons ook bereid wees om te sê, ek wil nie alles beheer nie, kan nie alles beheer nie. Ek wil nie aan die verkeerde dinge vashou nie. So miskien is die mees aktiewe ding wat ons in hierdie Pinkster voorbereidingsweek kan doen, is om te sê, Here, ek laat dit gaan, sodat ek die fluistering van die stem kan hoor. Die tweede teksgedeelte waaraan ek gedink het, is die teksgedeelte van Samuel in 1 Samuel 3, vers 3 tot 10. Kom ons lees daar saam. Die lam van God was nog nie dood nie, en Samuel het al gaan lê in die tempel van die Here waar die ark van God was. Toe roep die Here na Samuel, en hy het geantwoord, hier is ek. Hy hardloop toe na Eli en sê, hier is ek, want U het na my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Hy het toe gaan lê. Die Here roep toe weer, Samuel. Samuel het opgestaan, na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan lê maar weer. Samuel het nog nie die Here geken nie, en die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie. Die Here roep toe weer na Samuel vir die 3de maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê, hier is ek, want U het na my geroep. Eli besef toe dat dit die Here is wat na die seun roep. Eli sê toe vir Samuel, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy sê, spreek Here, want U diensknegt luister. Samuel gaan toe en gaan lê op sy plek. Die Here het gekom en gaan staan, en
geroep soos die vorige kere. Samuel, Samuel. Samuel het geantwoord, spreek, want u diensknegt luister. Hoe klink God se stem in hierdie teksgedeelte? Weereens is dit saag. Dit is saag wanneer God na Samuel roep en Samuel herken nie eens dadelik dat dit die Here is wat hom roep nie. Die Heilige Gees is nie net die een wat met ons praat nie, maar die Gees is ook die een wat vir ons leer hoe om te hoor. Johannes 14 herinner ons hieraan, deur te sê dat dit die Gees is wat ons leer en ons daaraan herinner dat ons Jesus se volgelinge is. Ons herken dalk nie altyd dadelik die stem van God nie, maar God roep. En op watter roete hou God vir Samuel? In 1 Samuel 3 begin die teks met die woorde, die woord van die Here was skaars in daardie dae. En dis 'n kragtige begin, want die probleem was nie dat God nie meer gepraat het nie. Die probleem was dat die volk nie geoefend was om te luister nie. En ons lewe ook in so 'n wêreld, 'n wêreld vol stemme, vol nuus en sosiale media, stemme van vrees, menings, druk, verwagtinge, skuldgevoelens. So die vraag wat ons dikwels vra is nie, het God 'n stem of praat God nog met my nie, maar kan ons nog die stem van God onderskei en kan ons nog hoor wat die roete is wat God vir ons aandui? Want wanneer die wêreld te hard praat, dan is God se stem nie stiller of weg nie. Ons harte is net minder geoefen om te luister. Maar die draaipunt in die verhaal van Samuel kom, wanneer Samuel se houding verander van reaksie na ontvanklikheid. Hy hardloop nie meer net heen en weer na Eli toe nie. Hy word stil genoeg om te sê, spreek Heer, want u dienaar luister. En die roete wat God dan vir Samuel bied is nie maklik nie, want God gee nie vir Samuel 'n maklike boodskap nie. God deel met Samuel moeilike waarheid oor Eli se huis. Dit wys vir ons en herinner ons daaraan dat die roete wat God vir ons gee, nie altyd lyk soos wat ons dit wil hê nie. Dis nie maklik noodwendig nie, want dit is ook 'n roete wat ons moet rig. Dis 'n roete wat ons vorm, dis 'n roete wat ons regmaak, dis 'n roete wat ons stuur. Die Gees lei ons nie altyd na die maklikste plekke toe nie, maar die Gees lei ons altyd na die waarheid. En die Gees se stem vlei ons ook nie altyd nie. Ek dink nie eens ooit nie, maar dit vorm ons elke keer. God se stem hou ons op die roete deur ons soms te troos, soms te waarsku, soms te herinner, soms terug te ruk en soms te stuur. So wanneer ons bang word, dan herinner die stem van die Heilige Gees ons hieraan. Jy is nie alleen. En wanneer ons bitter raak, dan herinner die stem van die Gees ons hieraan. Jy is vergewe. En wanneer ons afdwaal, dan herinner die stem van die Gees ons ook weer. Kom terug na die pad van die Here. Die Gees gee nou nie noodwendig 'n GPS stem wat sê draai links oor 200 meter of herbereken nie, maar die Gees vorm ons karakter sodat ons kan leer wat God vir ons wil wys. God se stem hou ons op die roete. En God se stem hou ons op die roete omdat God ons harte vorm deur die krag van die Heilige Gees. Vanaand wil ek hê jy moet daaroor dink. Watter pad moet jy stap? Want partykeer voel ons
Maar hoe weet ek dit is die Heilige Gees wat met my praat? En ek dink daarom kan ons vir enigiets vra, is dit wat jy hoor, pas dit by Jesus se karakter? Het jy by hom geleer? Onthou daai teksgedeelte waar Jesus sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, want ek gee jou rus, leer by my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, nee? So pas dit by Jesus se karakter. Bring hierdie stem my nader aan die liefde, aan die waarheid, aan nederigheid en gehoorsaamheid. Kan ek dit in gebed voor God bring? Word dit bevestig deur die skrif en deur my medegelowiges en dra dit die vrug van die Gees. Word vir 'n oomblik dalk rustig en dan praat jy met die Here oor watter stemme jou aandag tans van God se stem aftrek. Watter stem van God probeer jy dalk ignoreer? Daai stil fluistering wanneer jy rustig word? En waar nooi die Gees jou ook uit om dalk terug te gaan op jou pad? Ek nooi jou uit om vanaand stil te word in die teenwoordigheid van die Here en te bid, want dit is die mees aktiewe ding wat ek en jy kan doen. Kom ons bid so saam. Here, my hart ego u woorde. Julle met my teenwoordigheid opsoek. U teenwoordigheid, Here, soek ek. Here, ek wil u teenwoordigheid ervaar. Ek wil u stem hoor, Here. Nie net in krisistye nie net om antwoorde te kry of om dinge reg te maak nie, maar ook in die eenvoudigheid van my lewe, Here. Here, praat met my. Wees by my, Here, want ek weet u is. Here, u is naby. Ek gee my alles vir u. Heilige Gees, kom leef in my. Kom vernuwe my hart. Dankie dat u nie ver is nie. Dankie dat u nie net om ons is nie, maar in ons. Mag ons, Here, u lig uitdra, u liefde leef, u vrede uitstraal, want dit is die roete waarop u ons hou. Here, mag ons dit doen, mag ons op daardie roete bly in alles wat ons doen, Here, vandag en môre. Mag ons leef soos mense wat u teenwoordigheid ken en wat u teenwoordigheid soek. Dankie, Here. Amen.